Goeiedag aan elke kyker wat ingeskakel is en na hierdie boodskap luister. Ek hoop jy het 'n wonderlike Paasnaweek gehad en dat jy werklik dit wat die Here vir jou kom doen het geselebrate en dit gevier. En ek wil graag aansluit by hierdie groot geleentheid wat ons hierdie naweek gevier het, 'n belangrike gebeurtenis in ons as kinders van die Here se lewe. Iets wat nie sommer net tydelik is nie, maar deurlopend in ons as kinders van die Here se lewe moet wees. Ek lees vir jou 'n gedeelte uit Johannes 11, vers 25 en 26 in die Nuwe Lewende Vertaling. En dit is die gedeelte waar Lazarus siek is en Martha en Maria Jesus laat roep om te vra, hy moet vir Lazarus kom bid en intussen sterf Lazarus en Jesus kom 3 dae later by Martha en in vers 25 sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. Elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. En dan vra hy vir haar die vraag, glo jy dit, Martha? So asof hy vir haar wil vra, glo jy dit? Antwoord my, so asof sy haarself moet oortuig dat sy dit glo. Jy sien, ek kan in iets glo, maar ek kan leef asof ek nie daarin glo nie. As ek dit meer prakties op vandag van toepassing maak, wil ek die voorbeeld gebruik, as jy werklik in iets glo wat jy gebruik, as ek dit vat na ons dames toe, 'n velproduk wat ons dalk gebruik, en dit werk, hoe ouer ons word, vir die pigmentasie en die plooie, dan sê ons vir iemand, hoorie, maar ek het hierdie produk gekry en dit werk regtig en ek glo daarin en jy is absoluut 'n advertensie vir die produk omdat jy daarin glo. As ek die manne kan vat, miskien met die visvang, Rian vang nou baie vis en hulle het sekere aas waarmee hulle vang en kunsaas en dan ruil hulle gedagtes uit en sê nee, maar jy moet daai kunsaas probeer, daai ding werk. Dit werk vir karp en dit werk vir kurper en dit werk vir bass. En jy adverteer eintlik daardie produk vir iemand, want jy glo daarin. Jesus kom aarde toe, hy sterf. Na 3 dae staan hy op, en dit is die kern van sy boodskap, van die evangelie aan 'n verlore wêreld. Maar hy kies my en jou as kind van God, wat daarin glo, wat glo ons het die ewige lewe, om dan dit te deel. Kan ek met alle respek sê, die advertensie vir hom te wees. Want jy sien, ek glo so daarin met my hele wese, dat wanneer ek die dag tot sterwe kom, en my hart en lewe is reg, en ek het my hart oorgegee, en ek is wedergebore, en Christus het my net kom maak, dat ek vir ewig saam met hom gaan lewe. Ek sterf nie met geen hoop nie, want my hoop is in 'n ewige lewe saam met hom. As ek so daarin glo, sal ek bereid wees om dit te deel, dit te vertel, om so te leef. Leef ons as kinders van die Here werklik soos iemand wat glo in Jesus se opstanding? Kan mense in my lewe sien, getuig my lewe daarvan, dat ek glo met alles wat in my is in Jesus se opstanding? Dat dit die kern van my boodskap is, van die evangelie wat ek wil verkondig. Want jy sien, ek kan in iets glo, maar glad nie daarvolgens leef nie. Maar ek kan in iets glo en absoluut my hele lewe daaraan wy om so te leef as 'n getuienis, as 'n advertensie, as die goeie nuus van Jesus Christus vir 'n wêreld wat verlore gaan. Leef jy asof jy glo in Jesus se opstanding? Here, dankie vir die voorreg wat ons het om die bevestiging in u woord te kry, dat u is die opstanding en die lewe. En almal wat in u glo wat sterf, sal die ewige lewe hê. Here, ons sterf nie met geen hoop nie. Dit is die hoop van ons toekoms, dat ons die ewige lewe saam met u beerwe, omdat ons glo in u,
omdat ons glo in U opstanding. Here, maar help my om ook so te leef, dat mense sal kan sien deur my leefwyse, deur my optrede, hoe ek praat, hoe ek met my kinders omgaan, hoe ek met my man omgaan, hoe ek met vriende omgaan, hoe ek in sosiale geleenthede omgaan, dat ek sal getuig van my geloof in U opstanding, deur die manier hoe ek leef. Dat ek hierdie goeie nuus sal verkondig aan 'n verlore gaande wêreld. Here, en dat ek elke dag sal vertel van U. Hierdie is nie net 'n eenmalige gebeurtenis en 'n naweek, 'n jaar wat ons dit kan vier en celebrate en nee, Here, dit is voortdurend in my lewe. Wat dit na vore moet kom, wat ek daaroor moet getuig, wat ek dit moet leef. Help ons daarmee, Here. In Jesus naam. Amen. Ek hoop jy kry die geleentheid om vandag hierdie boodskap met iemand te deel. Dit is 'n boodskap, die goeie nuus vir 'n wêreld wat besig is om verlore te gaan. Daar is dalk net vandag iemand wat wag om hierdie boodskap by jou te hoor. Mag jy geseënd wees.